Hierdie eerste gedeelte is baie interessant, om te sien hoe belangrik is dit vir ons as Jafiste en bruid op die aarde, wanneer ons bid en wat gebeur met ons gebede. Ek Johannes die 7 engele gesien, wat voor die troon van Jaffa staan, en aan hierdie 7 engele is 7 basyne of trompette gegee. Wanneer hierdie 7 engele met hulle basyne of trompette blaas, sal jy sien hoe hierdie antichristiese mensdom dan Jaffa die Almagtige sal vervloek. En dis waar die probleme begin. Hy sê in vers 3, en 'n ander engel, moet nou baie mooi oplet, dat hierdie engel in vers 3 is nie een van die 7 engele met die 7 trompette nie, maar 'n ander engel. Die woord verklaar, en 'n ander engel. Kyk wat doen hierdie spesifieke engel nou. Hy kom met 'n goue wierookbak. Hy gaan staan by die goue altaar van Jaffa. En baie reukwerke of reukoffers is aan hierdie engel gegee. Reukwerk is mos iets wat lekker ruik, né? Om dit met die gebede van al die heiliges, dis die bruid van Jaffa, op die goue altaar van Jaffa voor die troon te lê. Kyk hoe word hierdie reukwerke nou met die gebede van die heiliges, ons as bruid, as Jafiste, ons gebede word opgevang in hierdie goue wierookkomme. En die woord sê, nou word dit gemeng. Gebed word gemeng. Elke gebed wat ek en u reeds vir die laaste 2000 jaar gebid het in die naam van Jaffa en die ander Jafiste voor ons, wat word elke keer in die hemel opgevang en bewaar vir hierdie spesifieke geleentheid. Wanneer hierdie gebede met die reukwerke gemeng aan Jaffa, die skepper van hemel en aarde, as 'n reukoffer geoffer gaan word. Wat 'n voorreg. Wat 'n oomblik. Maar ons as bruid van Jaffa is dit nodig om te weet dat elke gebed wat ons bid, elke keer wanneer ons bid, word dit in die hemel bewaar vir hierdie groot dag. Word opgevang en het bewaar vir hierdie spesifieke oomblik. In die volgende versgedeelte sien hoe hierdie heilige mengsel van wierook en die gebede van die heiliges op die altaar voor Jaffa, ons Vader, geplaas word. In vers 4 lees, en die rook van die reukwerk, dis gemeng, die gebede en die reukwerk, dit word op die altaar gesit, tesame met die gebede van die heiliges, dis die bruid van Jaffa. Is dit nie lekker om 'n Jafis te wees nie? En jy weet dat ons gebede, ek hou van die Engels wat sê, our praise is not in vain. Dis nie te vergeefs wat ons bid nie. Dit voel partykeer of ons gebede hier teen die plafon vasslaan, maar in werklikheid word dit opgevang en in goue reuk wierookbakke geberg. Vir hierdie spesifieke oomblik in Openbaring 8, waar dit met die reukwerke gemeng word, die gebede van die heiliges, van die Jafiste, en dit gaan as 'n reukwerk geoffer word. Halleluja. Tesame met die gebede van die heiliges, naamlik die bruid van Jaffa, het uit die hande van hierdie spesiale engel uitgegaan en het voor Jaffa die Almagtige opgegaan as 'n reukwerk vir hom. Ek wil hê, die bestanddele van hierdie bonatuurlike mengsel is so belangrik vir Jaffa, die skepper van die hemel en aarde, omdat die hoofbestanddeel die gebed van die bruid van Jaffa is dit nie wonderlik nie. Die hoofbestanddeel in hierdie offer, in hierdie reukoffer, is die gebede van die Jafiste, van die heiliges. In die volgende versgedeelte gaan hierdie bonatuurlike mengsel met vuur van die altaar van Jaffa gemeng word. Wanneer hierdie mengsel met vuur gemeng op die bewoners
van die aarde gegooi word. Dit word eers as 'n offer op die altaar gebring. Nou gaan ons sien hoe word hierdie gebede en hierdie mengsel met vuur gemeng. En dan word dit op die aarde gegooi. U sal onthou dat lang terug, toe ons reeds vir u gewaarsku dat wanneer dit gebeur, u verseker nie op die aarde sal wees nie. Wel, nou volgens Openbaring 8 is dit die tyd. My vraag is net, sal u ooit u eie kind deur hierdie geweldige groot verdrukking wil sit? Nooit. Vir watter rede sal Jahwe ons Vader dit vir sy kinders doen of verwag, vir hulle wie reeds wedergebore is en wie elke dag vir Jahwe lewe, om hulle deur hierdie groot verdrukking te laat gaan, om wat te doen? Dit maak net nie sin nie. Maar die post-tribulation ouers glo nie dat die kruiswerk wat Jahwe afgehandel het, toe hy sê dis volbring, is voldoende nie. Hulle dink hulle gaan beter doen deur die groot verdrukking te gaan. Hulle gaan 'n groter kroon kry, surprise, hulle gaan niks kry nie. Want hulle kan nie meer gered word op hierdie stadium nie. Wanneer die skale die skale uitgegooi word, dan daar's die genade meer vir hulle nie. Hoe die kerkouens se waard sonder die merk tot nou toe. Hulle het nie.